Goeienaand en welkom by vanaand se Sabbatsluiting. Kom ons sluit net die oë. Ons dierbare Hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n Sabbatdag wat U vir ons gegee het. Nog 'n Sabbatdag nader aan die wederkoms. 'n Dag wat U spesiaal vir ons geskep het, sodat ons tyd saam met U en ons medegelowiges in rustigheid kan deurbring. Dankie ook vir al die seëninge wat ons in hierdie dag kon ontvang het. Dankie ook dat ons hierdie dag in U naam kan afsluit. Amen. En die woorde wat Christus voor sy dood gesê het, was 'n roep so rou, dat die mense by die voet van die kruis skaars kon verstaan het, wat hy sê. My God, waarom het U my verlaat? En dis nie 'n kreet van wanhoop nie. Dis 'n direkte aanhaling. Die openingsreël van Psalm 22, 'n psalm wat koning Dawid omtrent 1000 jaar voor Jesus gebore is, alreeds geskryf het. Jesus het nie sy geloof verloor aan die kruis nie. Hy het die skrif aangehaal. En in antieke Joodse tradisie, wanneer 'n rabbi die eerste reël van 'n psalm aangehaal het, het hy die hele psalm in herinnering geroep. Elke persoon wat by Golgotha gestaan het, en wat die Torah geken het, sou presies erken het wat hy doen. Christus het nie 'n nederlaag uitgeroep nie. Hy het hulle na 'n profesie gewys. Nou hier is dit wat so asemrowend raak. Psalm 22 is omtrent 1000 jaar voor die Romeinse Ryk kruisiging uitgevind het, reeds geskryf. Maar kyk wat het Dawid geskryf. Hulle het my hande en my voete deurboor. Kruisiging het nie bestaan toe daardie woorde geskryf is nie. Dawid het geen konteks daarvoor gehad nie, geen historiese verwysing nie. En tog is dit daar, gevleg in die Joodse skrifte, 'n millennium voor die metode van teregstelling wat dit sou vervul, ooit bedink is. Maar dit is nie al nie. In vers 19 lees ons, hulle verdeel my klere onder hulle en werp die lot oor my kleed. Die Romeinse soldate wat onder die kruis gestaan het presies dit gedoen. Hulle het gedobbel vir die kleed van 'n sterwende man en 'n reël van poesie wat deur 'n Hebreëse koning geskryf is, wat al 1000 jaar dood was, vervul. In vers 18 lees ons, ek kan al my bene tel, hulle staar en grynslag oor my. Kruisiging het bykans elke groot gewrig in die liggaam ontwrig. Die slagoffer het gehang, terwyl die gewig van sy eie raamwerk sy skelet uitmekaar getrek het. Elke been het sigbaar geword onder die vel. Dawid het dit beskryf, 1000 jaar te vroeg, in 'n lied. My God, waarom het U my verlaat, is die openingsreël van die mees gedetailleerde profesie van kruisiging wat ooit aangeteken is. Maar hier is die deel wat alles verander. Psalm 22 eindig nie in pyn nie. Baie Christene aanvaar dat Jesus in wanhoop gesterf het, omdat hulle net die eerste vers ken. Hulle hoor die kreet en voel die pyn en glo dat die kruis in donkerheid eindig. Dit doen nie. Die slotverse van Psalm 22 is 'n verklaring van totale, absolute kosmiese oorwinning. Al die eindes van die aarde sal dit gedenk, en hulle tot die Here bekeer, en al die geslagte van die nasies sal voor U aanbid, soos ons in vers 28 lees. In vers 32 lees ons, hulle sal kom en sy geregtigheid verkondig aan die volk wat gebore staan te word. Hy het dit gedoen. Die Hebreëse woord is 'n enkele donderende verklaring wat geleerdes vertaal as die ekwivalent van een woord, voltooi. Dieselfde woord wat Jesus as sy laaste asem oor die kruis gepraat het, dit is volbring. Ek herhaal weer, dit is volbring. Jesus het nie gesterf terwyl hy die begin van Psalm 22 aangehaal het nie. Hy het gesterf terwyl hy die einde van dit vervul. En deur die openingsreël aan te haal het hy elke persoon wat die skrifte geken het, presies vertel hoe die storie sou eindig. Nie 'n nederlaag nie, maar 'n oorwinning. Niemand aan die voete van die kruis het geweet, dit beskryf kruisiging 1000 jaar voor kruisiging bestaan het nie. Niemand het die openingsreël gekoppel aan wat Jesus aan die kruis gesê het nie. Niemand het verstaan dat die psalm eindig in oorwinning,
en nie in wanhoop nie. Jesus het nie in wanhoop uitgeroep nie. Hy het 'n profesie aangehaal wat in oorwinning eindig. Hy het geweet hoe dit eindig. Hy het altyd geweet. Nou Dawid het kruisiging beskryf 1000 jaar voor dit bestaan het. Die Hebreëse woord vir wurm in Psalm 22 vers 6. Ek is 'n wurm en geen man nie. Gebruik hy die woord tola. En dit is die karbosynwurm of die skarlakenwurm. Nou wanneer die tola-wurm eiers lê, vorm sy 'n harde rooi dop om haarself om die eiertjies te beskerm. Sy sterf en 'n skarlaken kleurstof word vrygelaat, met alles daaronder bevlek. Dan, na 3 dae word die karmosyn residue wit. Dat Jesus hierdie selfde psalm vanaf 'n kruis aangehaal het, sy liggaam gebreek is, sy bloed skarlaken gestort is, en op die 3de dag alles verander het. Die ram wat God op berg Moria voorsien het om Isak te spaar, is op dieselfde berg verskyn waar die tempel later sou staan en waar Jesus uiteindelik gekruisig sou word. Dat Abraham hierdie plek genoem het, die Here sal voorsien, en 1000 jaar later het God op dieselfde presiese plek voorsien. Toe Jesus gesê het, dit is volbring. Die Griekse woord tetelestai is dieselfde woord wat op kwitansies in die Romeinse Ryk gestempel is om ten volle betaal te beteken. Dat sy finale verklaring nie 'n verklaring van einde was nie, maar van voltooiing, 'n kosmiese skuld gemerk as vereffen. Konteks verander alles, elke keer. Kom ons sluit die oë. Ons dierbare Hemelse Vader, dankie dat ons tot weer eens tot die troon kan nader, en vir U dankie sê vir so baie wonderlike seëning wat ons van U af ontvang. Die belangrikste, ook die Sabbatdag wat U vir ons gegee het, as 'n teken tussen U en ons om tyd saam met U te spandeer. Wil U ook met ons gaan in hierdie nuwe week wat voorlê, en al ons bedrywighede, alles wat ons sal doen, dat ons U seëning en U beskerming kan ervaar, en kan weet dat U met ons is en vir altyd veilig hou in die hand. Maak nie saak wat om ons gebeur nie. Dankie ook dat ons kan uitsien na nog 'n Sabbatdag aan die einde van hierdie nuwe week, en dat ons weer saam met U tyd kan spandeer. Ek vra ook alles in die naam van Jesus, en nie omdat ons dit verdien nie. Amen. Geseënde week vir U.